Môre elkeen. Ek vir elkeen dankie sê vir die gebede en julle ondersteuning en bywoning. En so namens my en my mense het baie geluk met Sarah. Hy ontvang waarvan hy geleer het, sertifikaat en diploma. Maar wil weer sê baie geluk. Dankie. Mag julle bly, wys en vir ons almal mooi leer wat regtig en weer met ons geloof. Dankie. Goeiemôre almal. Môre aan. Dankie dat julle hier is. Dankie. Welkom hier. Ons groet julle in die naam van Jesus Christus, ons Here. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag, Here. 'n Dag deur U geskape. Here, dankie dat ons hier kan staan en in vrymoedigheid nog U woord verkondig. Here, ons bid vir familielede wat daar in die Midde-Ooste is, waar daar nou oorlog in die gang is, Here. Ons bid vir hulle vir veiligheid. En Here, hou U hand van beskerming oor hulle. Here, dankie dat ons kan weet, U hou ons veilig, oral waar ons gaan. Here, gaan saam met ons deur hierdie diens, en laat ons elke woord spreek soos wat U dit wil, Here, maar nie soos ons wil nie. Here, laat die oordeenklinge van ons hart en die woorde van ons mond altyd net tot eer van U wees, ons Vader. Seën ons, Here, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vanoggend praat ons, en ek gee dit 'n opskrif. Ek hou nie baie van opskrifte nie, maar nie elke tent is veilig nie. Die skrifgedeelte, of die skrif waaruit hierdie gedeelte kom, is uit Rigters 4 vanaf vers 1 tot 24. Nou gaan we nie al 24 verse vir ons lees nie. Dan gaan dit nog baie lank besig wees. Maar ek gaan sekere verse uit hierdie gedeelte gebruik, soos ons aangaan. Maar ons het groot les vir ons in hierdie gedeelte. En dit wys vir ons 'n gevaarlike plek in die lewe van elke toegewyde Christen gelowige. Die probleem is net, ons erken nie altyd hierdie probleem voordat dit te laat is nie. Dis nie die slagveld, daar waar die oorlog aan die gang is nie. Dis nie daai oomblik wanneer daar konfrontasie is nie. Dis ook nie die oomblik waar die aanval plaasvind nie. Maar is daai onvermydelike uitputting, wanneer jy voel, ek kan nie meer nie. En ons lees in Rigters 4 van 'n baie belangrike persoon in die weermag, en sy naam was Sisera. Hy was die hoof van die weermag, 'n goeie soldaat, en 'n man wat gewoond is om in sterkte en baie strategieë op te tree in sy lewe. Maar op hierdie spesifieke dag
was hy nie aan die wenkant nie. Hy was nie besig om vooruit te gaan teen die vyand nie. Hy was besig om te hardloop. Hy was uitgeput. Emosioneel en fisies. Gedreineer van alle krag. Hy was nou skielik 'n vlugteling en nie meer 'n dapper soldaat nie. En ek lees vir ons in Rigters 4 vers 17. Toe vlug Sisera te voet na die tent van Jael, die vrou van Heber, die Keniet. Want daar was vrede tussen Jabin, die koning van Hasor, en die huis van Heber, die Keniet. So, let mooi op, hierdie man vlug nie sommer net na enige plek toe nie. Hy vlug na 'n bekende plek toe. Hy vlug na 'n plek waar daar altyd vrede was. Hy hardloop ook nie sommer net blindelings na 'n vyand se tent toe nie. Maar na 'n plek wat hy gedink het om veiligheid sal bied. Hy het nooit enige gedagte gehad dat hierdie dalk 'n dwaase besluit is nie. Hy het eerder gedink dis 'n baie strategiese besluit. 'n Strategiese besluit. En dis waarom hierdie storie ons ook bietjie moet laat dink. Dis wanneer jy uitgeput is. Uitgeput is. Wanneer jy nie uit 'n plek van onderskeiding optree nie. En waar 'n vriendelike plek baie moontlik vir jou lokval kan wees. En ons lees in Rigters 4 vers 18. En Jael, is nou hierdie vrou, het uitgegaan Sisera tegemoet. Men let op, sy gaan na hom toe. Sy sien hom, hier hardloop hy. En sy sê vir hom, draai uit, my heer. Draai uit na my. Moenie bang wees nie. En hy het na haar uitgedraai, na die tent. En sy het hom met 'n kombers toegemaak. Hierdie man, hierdie soldaat, vlugtend, moeg, gaan in hierdie tent in. Sy maak hom toe met 'n kombers, om weg te steek. Want dis wat hy vir haar gevra het. Maar kyk, sy nooi hom in. Sy stel hom gerus. Moenie bang wees nie. Alles het op daai oomblik vir hom gevoel, weet jy wat, ek is veilig. En hy was moeg, man. Hy het seker nou ver gehardloop ook nog. Hy het verligting gesoek. Hy het skuiling gesoek. En hierdie man dink, wauw, ek is op die regte plek. En hier waar iemand vir hom sê, moenie bang wees nie, wees veilig. Uitputting beïnvloed jou waaksaamheid.
En dit maak jou instinkte, daai natuurlike instinkte wat ons en dalk 'n soldaat het, dit maak dit stil. Dat jy nie meer dink soos wat jy moet dink nie. Dit laat hierdie gemak amper lyk soos wysheid. Wysheid. Sisera het nie tydens 'n geveg gesterf nie. Hy het in 'n toestand van gemak het hy gesterf. Hierdie soldaat het swaarde en strydwaans oorleef. Maar hy kon nie uitputting oorleef nie. Hy vra vir water, want hy's dors. Maar Jael gee vir hom melk om hom te drink. En ek lees vir ons in Rigters 4 vers 19. Daarop sê hy vir haar, gee my tog 'n bietjie water om te drink, want ek het dors. Sy maak toe die melksak oop en laat hom daaruit drink en maak hom weer toe. En dan hoor ek eintlik maar die vraag, wat maak dit saak wat hy gedrink het? Dit maak 'n baie groot verskil. Water versterk jou en verfris jou. Melk, aan die ander kant, maak jou rustig en slaperig. Kyk maar as iemand moeg is en hy kan nie slaap nie, geef hom 'n bietjie warm melk, dan slaap hy lekker. Hy vra iets om sy dors te les, maar hy aanvaar in sy moegheid iets wat hom laat ontspan. Iets wat hom nog rustiger maak. Hy het krag nodig gehad, maar hy aanvaar iets wat hom kalmeer. En omdat hy so uitgeput was, bevraagteken hy dit ook maar nie. So wat is die les wat ons hieruit leer? Hierdie dinge wat ons so vernietig, is nie iets wat ons vra nie. Maar is die dinge wat ons aanvaar en wat ons toelaat in ons lewe. Soms is ons so oorweldig en gedreineer dat ons tot te moeg is om terug te beklei. En in daardie oomblik het jy krag en helderheid, krag en helderheid en vernuwing nodig. Jy het gebed nodig, maar jy kies afleiding. Jy het raad nodig, maar jy kies isolasie. Jy het dissipline nodig, dissipline, maar jy kies gemak. Jy moet wag, maar jy soek 'n vinnige oplossing. En dit klink vir my so bekend in baie van ons se lewens. Uitputting veroorsaak dat die verkeerde gemak en hierdie gevoel van kalmte vir jou begin reg voel. Sisera was onder die indruk dat hy 'n veilige plek gevind het. Hy het geglo hierdie vrou se uitnodiging was opreg. En vanuit 'n menslike oogpunt lyk hierdie dinge tog logies. Daar was egter iets baie groter. Iets goddelik
besig om in vervulling te kom. Maar Sisera het dit nie geweet nie. Op daardie stadium was Deborah 'n profetes as 'n rigter aangestel oor Israel. En sy het 'n baie spesifieke profesie gegee met 'n verklaring dat 'n vrou hierdie ou se einde gaan beteken. En ons lees dit in Rigters 4 vers 9. 9. Toe sê sy, dis nou Deborah, ek sal sekerlik met jou saamtrek. Sy praat hier met Barak, hy was die man wat in beheer was van die weermag van Israel. Maar die eer sal nie joune wees op die pad wat jy sal gaan nie. Want die Here sal Sisera in die hand van 'n vrou verkoop. En Deborah het opgestaan en saam met Barak na Kedes getrek. Deborah, en dit is 'n baie uitsonderlike gebeure hierdie, waar 'n vrou saam met die mans in die oorlog was. 'n dapper vrou. So Jael was deur God op die regte plek geplaas. Sisera het nie openlik in 'n lokval ingestap nie. Hy het ingestap by iets wat soos vrede lyk, iets wat bekend lyk, en iets wat soos 'n verbond uit die verlede uitgelyk het, want daar was mos nou vrede tussen hulle. Maar dis waarom hierdie verhaal baie dieper strek as net uitputting. Ja, uitputting het 'n rol gespeel in hierdie man se ondergang, maar net so ook sy misplaaste vertroue. Sisera het op die verkeerde tyd, op die verkeerde tent vertrou. En daar kom tye in ons lewens, wanneer selfs die mense wat jy ken, en die bekende omgewings vir jou, ook gevaar kan inhou. Dis waarom ons altyd onderskeiding moet kan toepas. Dis nie omdat almal boos is nie, maar eerder omdat jy in 'n krisis reageer vanuit 'n toestand van uitputting, eerder as wysheid. Wanneer jy so uitgeput is, gebeur dit baie maklik dat jy al die gevaartekens miskyk. En dis wanneer daai plek wat eens op 'n tyd vir jou vriendelik was, skielik 'n lokval word. Of wanneer daai stem wat jou so gerus stel, skielik 'n vangnet word. Daai uitnodiging wat jy oortuig om nie bang te wees nie, word baie vinnig 'n oop deur na iets wat nie weer omgedraai kan word nie. En ons lees Rigters 4 vers 21. Toe neem Jael, die vrou van Heber, 'n tentpen en vat die hamer in haar hand en gaan stilletjies na hom en dryf die pen terwyl hy vas in die slaap was, dwars deur die slaap van sy hoof.
sodat dit in die grond indring. So het hy dan bewusteloos geword en gesterwe. Sien wat doen melk? Pas op vir melk, né? Hierdie dapper soldaat het nooit sien kom wat gebeur het nie. Hy het dit nooit sien kom nie. Hy slaap rustig onder 'n kombers. Hy het gedink hy het weggekom van die gevaar af. En dat hy nou veilig is. Hy sou nooit eers kon dink dat hy so kwesbaar gaan wees en in soveel gevaar gaan wees in hierdie veilige plek nie. Laat dit so 'n bietjie insink. Laat dit so 'n bietjie met jou praat. Wanneer hierdie emosionele moegheid jou oorval, amper soos mis op 'n berg. Jy sien op 'n berg kan jy mis so sak dat jy niks kan sien nie. Wees waaksaam waarvoor jy vra. Waarvoor jy vra, ja. En nog meer, wees baie bedag op wat jy aanvaar. Soms is dit nie die slagveld wat jou vernietig nie, maar die moegheid na die geveg. Wanneer jou waaksaamheid so 'n bietjie afgaan. Wanneer jy nou gaan rustig raak, na voor die TV sit met jou voete so 'n bietjie op en net sê, was 'n lang dag. Jy het die krisis oorleef, jy het die konflik oorleef, jy het die druk oorleef, maar nou is jy moeg. En in jou moegheid neem jy besluite wat jy nie sou maak wanneer jy sterk is nie. Uitputting is tydelik. Maar die besluite wat jy maak in daardie toestand van uitputting kan permanent wees. Kyk vir Sisera. Dit gaan nie oor vrees nie. Vrees nie. Maar eerder oor waaksaamheid. Wanneer jy moeg is, moet nie groot en belangrike besluite neem nie. Wanneer jy oorweldig is deur 'n situasie, moet nie in die eerste tent inhardloop wat vir jou gemak en veiligheid bied nie. Wanneer jy so gedreineer voel, moet nie iets aanvaar wat streelend en kalmerend voel nie. Dit gaan baie gevaarlik wees. Gaan eerste na God toe. Hy is die een wat jou krag gee wanneer jy moeg is. Hy is die een wat jou sterkte gee wanneer jy nie meer krag het nie. En ek lees uit Jesaja 40 vers 28 tot 31. En ons moet mooi luister. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Verstand nie. Hy gee vir die vermoeide krag. En hy vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en mat. En die jongmanne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag.
Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. God bedwelm ons nie met een of ander ding wat ons sal rustig maak en ons waaksaamheid gaan beïnvloed. Hy herstel ons krag. En hierdie herstel wat God vir jou gee, hou jou waaksaam. Maar hierdie bedwelming wat die wêreld jou bied, maak jou kwesbaar vir die vyand se aanslag. En ons weet, ons vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Hy kyk waar kan hy iets in jou lewe kry om jou mee te vernietig. Wees waaksaam. Wanneer jy in 'n situasie kom, vra jouself, versterk dit my of bedwelm dit my? Bou dit my op of kalmeer dit my net tydelik? Is dit in lyn met goeie onderskeiding of probeer ek maar net om die gewig van die oomblik te ontsnap? Die dinge is so moeilik, dit is so swaar. Pas op. Sisera het die slagveld oorleef. Maar hy het nie sy uitputting oorleef nie. Moet nie toelaat dat 'n seisoen van uitputting die plek word waar jou lotsbestemming deurboor word nie. As jy heiliglik uitgeput is en moeg is, stop net daar. Bid. Vra vir wysheid en wag vir helderheid van verstand. Elke vriendelike tent is nie veilig nie. Elke vriendelike uitnodiging is nie noodwendig van God af nie. Nie alles wat jou gemaklik laat voel, is altyd skadeloos nie. So wanneer hierdie emosionele moegheid oor jou kom, en jy nie meer weet wat 'n kant toe nie, tree op vanuit onderskeiding, en nie vanuit jou desperaatheid nie. Want wanneer ons desperaat is, neem ons stupid besluite, om het sommer nou reg te stel. Ons dink nie oor 'n ding nie, ons doen maar net. En dan betaal ons later die prys en ons weet nie hoekom nie. En dit is my gebed dat God julle mag versterk, julle harte sal bewaak, en julle sal beskerm, wanneer julle in hierdie oomblik van swakheid nie weet wat ek kan doen nie. Moet ook nie jou vyand onderskat nie. Hy's 'n skelmoor. Hy's net hier om te moor en te steel en te verwoes. Die vyand is nie jou maatjie, met wie jy hand op die blaas kan rondloop nie. Jou beskerming is by God, en God alleen. Hy is jou veilige vesting, nie mense nie. Nie elkeen in jou binnekring, wat vir jou glimlag, is noodwendig jou vriend nie. Buitende honde grom nie altyd nie. Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie boodskap, Here. 'n bemoediging dat U met ons is. Dat U ons veilige vesting is. Maar ook 'n waarskuwing dat ons nie alles moet vertrou wat reg lyk nie. Maar dat ons eerder op ons knie gaan en Here, U vra, Here, is dit die regte ding om te doen? Want so maklik neem ons besluite wanneer ons moeg is.
wanneer ons emosioneel is, en dan is dit 'n verkeerde besluit, en ons betaal die prys. Here, help ons. Ons het U hulp nodig, Here. Ons het U hulp nodig om altyd waaksaam te bly. En ons bid daarvoor, Here. Hou ons wakker. Hou ons waaksaam. Maar versterk ons, Here. Here, dankie dat ons na U toe kan kom. En ons weet, U is met ons. Dankie dat ons U kan vra en weet, U is getrou en regverdig. En saam met ons die res van die dag en ook hierdie week, Here. En dankie vir U beskerming elke dag. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.